glo in die noodlot. Aan groter powers wat ons sukses en ons geluk bepaal. Of is die in ons eie hande? Ek wil net vir jou verduidelik, ek was iemand, somewhere. Maar ek vertel vir jou, want ek vermoed jy sal 'n groter mate van objektiviteit hê. Een jaar gelede was ek op die kruin van die golf. Ek het baie van myself gehou. Ek het geld gehad, ek het mag gehad, ek het aansien gehad. So bedwelmend. Toe verander alles. Jy het hulle almal sterre gemaak. Ek identifiseer bloot hulle en kanaliseer ek dit. Dis indrukwekkend. Juffrou, mag ek vra dat jy die vertrek verlaat asseblief? Dude, van wanneer af bars julle net hier in? Len, ons weet vir alles. Alles van waar? Alles. Visser en Bosman, sout en peper. As prokureurs vir my 11 musieksterre. Miskien is beter as jy gaan. Ek het nou eintlik ooit van hulle gehou. Sit, Len. Parasiete. Kom sit, Len. Het jy gedink dat as jy klein en lang steel, dat ons dit nie gaan agterkom nie, Len? Die koerante gaan mal wees oor die hofsaak. Ongelukkig, en in stryd met ons advies, is dit nie wat jou kunstenaars wil hê nie. Maar hulle soek hulle geld terug. Met rente. 5,5 miljoen. Hier is 'n skikkingskontrak. Teken. Of gaan tronk toe. Dit bring vir ons troos om te weet dat jy alles sal moet verkoop. Alles. Jy's klaar met hierdie bedryf, Len. Louise! Kry jy die deur op hier? Ek weet. Kry laksmith.
Waarheen is jy op pad? O, ek gaan nêrens nie. Is dit as dit die? Dis joune, Len. Man. Kaapse trip is eers. Kom sit, Len. Kom sit. Die refrein van my val en daai ander sin wat my telkens laat sidder het. Ek weet alles. Alles van wat? Van al die skelmpies. Van al jou vaal, dom, maklike meisietjies omdat jy nie die kats gehad het vir 'n slim seksie enetjie nie. Visser en Bosman was hier vanoggend. Hulle gaan terloops ook my verteenwoordig in die egskeiding. Hulle het gesê ek sal die huis kan hou. Enigste troos was dat my huwelik met Louise eintlik so 6 jaar terug is dit moer toe. Maar groter as dit, die verlies van my selfrespek, my bates, my eiendom, die huwelik. Veel groter as dit was my dogter, Lisa. Is jy alweer op pad? Ja, Chris. Kan ek vir jou Anton se musiek gespeel het? As ek terugkom, so plan maak, beloof. Jy beter inkom, Lisa. Ons moet praat. Is alles oukei? Ja, ons is fyn. Gee my 'n drukkie. Lisa, Dit was 6 weke waarin ek alles verloor het. Alles. Ek sê daar's 4 stadiums van rou. Eerste een is denial. Dan kom suiwer woede. En dan onderhandel jy jou nuwe omstandighede, you negotiate. What went down? En dan kom depressie. Lisa, Hoekom het jy dit gedoen? Lisa, bedank. Hoekom het jy gesteel? Los my!
so jammer. Ek is so jammer. Sê my net hoekom. Want ek is swak. Maar dit beteken nie jy hoef voor te wees nie. Jy is nie swak nie. Dit was stupidheid en gulsigheid. Dit ook. Nee, dit was net dit. Maar jy gaan opstaan. Dis al wat ek het. Vat dit asseblief. Want jy gaan opstaan. Dis my pa. Jy dat my kind. Daar op die vloer met my kind se smeking in my ore. Het ek finaal die omvang van my eie sondes besef. Ek het besluit ek sal opstaan. Ek sal opstaan. Maar was dit een naai. En mijn enigste kwalificatie was klein bedrag. Dat was eigenlijk een aanvraag. Twee dagen voordat ik niet meer hier kon betalen. 2 dagen voordat Lisa zei me zei, I'm sorry. It's just not possible. Toen grijp je aan de engel. Sibylline. Ek dink jy moet kom luister. Kom luister. Oké. Kom. Sibylline. Zet de kroeg in Boksburg. Presley's. For fuck's sakes. Kan jy my kyk? Feit is, hy het my niks geskuld nie. Niks. Sy naam is Robbie de Beer. Kaching.
Robbie de Beer. Len van Jaarsveld. Len, dis Robbie. Bly te ken, Robbie. Aangenaam, jong. Sit. Sê vir my Len, asseblief. Ek gaan nie doekies omdraai nie. Len is die beste manager in die business. Bietjie verinnoveer. Hy het moeilikheid gehad, maar is nou agter hom. As jy iewers wil kom, then you sign with him. Len, so 2 weke terug te loop hy hier by my in. Van die plaas af. Hy het vir my gesit en sing in daai stoel. En dieselfde aand toe sit ek hom op my verhoog en jy het self gesien. Hulle like sy musiek. Hulle like hom. He's going to be big. Jy moet mooi na hom kyk, hoor jy my? Ja, ek verstaan. Asseblief. Ekskuus. Ons het 'n probleem. Jy het nie geld nie. Toe maar ek sal vir jou leen. Nee, ek kan nie. Luister, jy gaan dit met rente terugbetaal en jy gaan sorg dat ek elke jaar vir 2 weke, vir 5 jaar lank vir Robbie de Beer op my verhoog het. Asseblief, ek kan nie geld by jou leen nie. Quit while you're ahead, Lane. Dankie. Baie dankie. Hoekom? Hoekom wat? Hoekom doen jy dit? Almal verdien 'n tweede kans. Dit maak nie saak wat se gemors jy is nie. Touché. Nie meer reg geksit twak by my kom nie. Gebruik die kans, Lane. Ek het 'n sneaking suspicion as jou laaste een. Hoe oud is jy, Robbie? 19, oom. Wat wil jy wees? Ek wil net sing, oom. Sê vir my Len. Ek kan nie, oom. Dis hoe my ma my groot gemaak het. Waar kom jy vandaan? Ander kant Amersfoort, oom. Wat boer jy op haar daar? My pa is op 'n beter plek, oom. Sorry, Robbie. Jou ma lewe sy nog. Ja, oom. Ek verstaan jy wil net sing. Dis fyn. Maar ons moet kyk na jou toekoms. Daar's basically 2 paaie wat 'n musikant kan stap. Die een is makliker. Musieksterre, realiteitsreekse, pop idols, daai klas van ding. Vader weet ek het dit nodig, maar dit hou nie. Ons als verskietende sterre daai. Ons aan 'n pad. Dit is lank en swaar en moeilik. Jy toer die hele land vol. Jy bou jou repertoire. Jy toets jou songs voor 'n gehoor wat hulle kan cruel wees. You walk the line. You live the ups, you live the downs. Die 7 vet jare, die 7 maar jare. Dit bou stamina. Dan het jy 'n loopbaan. Soos Goosen. Daai is reg, oom. As die kontrak, asseblief net hierna gekyk. Is jou man nog op die plaas? Ja, oom. Lees hy moet ook daarna kyk. Inteken. Is nie regtig nodig nie. Jy is ouer as 18, maar ek en jy gaan die paadjie so stap. Jy straight. Vat jou tyd, kyk aan haar. Hy was heeltemal in sy eie punt. So 5 voet bo die aarde gespeel. Totaal onbewus van sy eie talent. And that's why I liked it.
baie Louis L'Amour boeke hier. Wat doen jy? My trein om Len. Wow. Dis baie mooi, Robbie. Ja. Seun, Ma. Robbie. Ma. Dit jou. Ja. Dis om Len, ma. Bly te ken. Dag sy mevrou. Ik heb die vir jou saamgebring, dis waaroor ons gepraat het. Dis baie standaard. Jy is welkom om te verwys na iemand toe. Ons het ook so 'n koekoeklok gehad toe ek groot geword het. Dis my pa se. Alles lekker, oké? Ons waardeer baie wat jy doen, meneer van Jaarsveld. Dis net 'n plesier, mevrou. Marie, asseblief. Goed, Marie. Dan sê ek Len. Robbie is 'n fenominale talent. Maar ek weet, dis hoekom ek hom gesê het hy moet hier wegkom. Hy verdien soveel beter. Nee, ma. Jy verdien beter, Robbie. Vader weet. Ma ook. Miskien eendag. Tee? Asseblief, my wederopstanding in die ewig. Ek het geweet dit gaan moeilik wees, want ek het so baie baggage gehad wat ek moes saamdra en Robbie was. Hy was rou. Steven, ek love jou van kom. Thank you. Ek sal baie waardeer as jy hier vir my kan opsit. Ek verteenwoordig die ouetjie. Ek weet van Rodriguez en stuff like that, maar glo my wanneer ek vir jou sê, jy wil hier in jou shop hê. Het my koffie gedrink en huiswaarts gekeer. Maar ek het somehow geweet dat deel van die belewenis van Robbie was die live ding. Robbie de Weer, dis dit. Dis die storie wat jy eendag vir jou kleinkinders gaan vertel. En ek sê jou weet, as jy na die konserte kom en jy like dit nie, dan gee ek jou geld weer terug. So ek dink aan alles wat Hulle moes dit sien en hoor en inasem om werklik te ervaar. en ek dink aan alles wat ek in Testing, 1, 2, 1, 2. het my koffie gedrink en huiswaarts Ek fyn. Sê vir my, jy is die shit. En jy is hy die skaam oukie. Jy is shit. en ek nooit gedink ek sou iemand soos jy lief hê. Dis op vat julle bandjies met. Ek is soos 'n reborn Christian. Hy het toegang gehad tot alles. The weird irony is, hy het so min in geld belang gestel as wat hy in roem belang gestel het. Moenie lag as jy dink aan my daad. Dit was
3800, so dit raak elke aand beter al nie. Solank ek net kan sing. By die narkie en sy vat die trein, dan maak hy het maar die trein het nooit bestaan nie. Hola mama. Is nog nie veel nie, maar daar is hy. Jy hoef nie nou al terug te betaal, hè? Ons het so 'n bietjie beter gedoen as verwagting, so vinniger ek uit die rooi uitkom, hoe beter. Jy lyk goed, Len. So 'n nuwe mental set pille wat ek drink. You said you can't teach an old dog new tricks. Dit was 'n leerproses. Vir hom en vir my. Ek het 'n kantoor gaan kry. Dit was klein en min, maar dit was myne. Ek kon nie meer in daai mojo krot sit nie. Maar dit het ook vir my die geleentheid gegee om vir ons hulp in te kry en ek kon my professionele bande probeer salvage. Môre, môre Len. Môre. Maar vir die eerste keer in 20 jaar het ek weer geniet wat ek doen. Miskien was dit omdat ek my dogter se vertroue in my wou herstel. Miskien was dit omdat Robbie se geweldige talent tot sy reg moes kom. Maar ek dink daar was ook 'n element van ek wil myself respek wat ek nooit regtig gehad het nie terugkry. Nou wat jy nou gaan moet doen, is om elke aand by elke vertoning dan neem jy die hele sang op, maar elke keer van 'n ander angle af. Okay. Gaan jy die laptop saamvat? Moet ek? Ek dink jy moet, ja. Okay. Dan as jy die eerste video geneem het, dan bel jy my net en dan sit ons dit in Dropbox in. Okay. Dit klink baie ingewikkeld, maar dit is eintlik baie maklik. Ek sê dit baie mooi verduidelik. Okay. En dan wanneer jy al die video's vir my gestuur het, dan sal ek dit baie mooi edit, so lekker rof en primitief, laat dit lyk soos 'n bootleg. En dan wanneer dit klaar is, dan sit ek dit op YouTube. Verstaan jy? Ek doen. Is jy reg daarmee? So 'n bietjie. Gaan ons dit kan doen? Ja. Petro, Ek het nie volgemaak. Fuck. Bly jy net hier so? waar gaan jy gaan? Gaan fucking stap, man. Soos hy, dis sy website. Bring asseblief al julle vriende en familie, oumas en oupas, die hele spul. Sê vir hulle, dankie, gee vir hulle drukkie.
Dankie julle. Ons het van 'n single gehoor. Binne 3 weke 100,000 downloads op iTunes. Aan die een kant het ons die tannies van die platteland gehad en aan die ander kant het die critics ons gelike. Dis net na 3. Jy's op Radio 7, jy luister na DJ Witboy saam met my in die ateljee Len van Jaarsveld, Robbie de Wee. Goeiemiddag en baie welkom. Great, dankie Witboy, is baie lekker om hier te wees. Robbie, jy's die man van die oomblik. 500,000 downloads op YouTube die afgelope 2 weke. Baie min mense kry dit reg. Ek ben selfs iemand soos Jack Barrow kon dit nie reg kry nie. Wat het jy daaroor te sê? Oom, ek weet nie regtig wat om te sê nie. Sê dankie. Ek wil net dankie sê. Okay, wel, dis 'n plesier. Ek's nie verantwoordelik daarvoor nie, maar ek sal die dankie vat. Len, die album, hoe lyk die toekomsplanne hierso? Uit die aard van die saak is ons baie oorbluf met die geweldige reaksie, die positiewe reaksie wat ons gekry het op Robbie se werk. Ons was nie heeltemal voorberei daarop nie. Die idee was om vir hom op die tradisionele maniere stadige en 'n stewige loopbaan oor tyd te bou, iets wat voete het. Maar met sosiale media, dit is net 'n ontploffing en ons is baie dankbaar daarvoor. Wanneer kan ons die album verwag, Robbie? Oom Len het gesê ons gaan net eers 'n single maak. Ja, met die CD gaan ons probeer om 'n werklike produk van kwaliteit te maak. Bloot die feit dat mense kinders kan maak, beteken nie jy moet nie. Maar jy weet, as 'n ding warm is hy warm, Len. Teen die tyd wat julle so iets bymekaar kry, is die warmte dalk al lou. Soos ek altyd sê, there is no substitute for quality. Ek dink daar's ons meer as genoeg mense wat in die, jy weet, die ligter genres, die daai klas van goeders doen. Dit is glad nie waarvan ons gaan Ja, nie. maar Lennard, jy klink so 'n bietjie asof jy slangolie aan my verkoop. Is dit nie wat van jou vorige kunstenaars se kritiek teenoor jou was? Al wat 'n ou regtig kan sê is, jy maak droog en jy vat self die verantwoordelikheid daarvoor en jy gaan aan. En daarvoor is ek baie gelukkig dat 'n man soos Robbie oor my pad gekom het, want hy is werklik 'n merkwaardige, unieke en 'n rou talent. Jy moet dit sien om dit te kan beleef. Maar ek neem aan jy sing beter as wat jy gesels, Robbie. Man van min woorde, maar ek sou nie noodwendig goeie maniere met lack of self-confidence verwar nie. Maar vir die oomblik, kom ons luister na wat jou musiek te sê het en ons hoop dit kan vir ditself praat. Dankie, Len. Dankie, Witboy. Maar natuurlik met al die moontlikheid van sukses en geld in die lug. Die parasiete weer toegesak. Dis groot moeilikheid, Len. Jy beter kom. Julle net sweet blow all vir Robbie te sê. Maar ons het, Len, hoekom sit jy nie? Ons is almal 'n mooi groot. Ons het hom al klaar so baie vir jou vertel. En aardig dat hy dit probeer wegsteek het, is dit nie? Of dalk nie so eienaardig nie. 5.5 miljoen, Robbie. Jy moet soveel van jou ook steel. Het jy mooi na sy boekhouding gekyk? Ek het elke sent daarvan terugbetaal. Uit jou eie uitlet? Ek moes kies. Tronk toe of terugbetaal. Hy kon nou nie tjoekie gesit het. Hy gee jou belieg, bedrieg en besteel. Is dit wat jy wil hê? Robbie, jou CD kan oor 'n maand op die rakke wees. Opgeneem saam die beste band wat geld kan koop. Jy kan nie verhoog met die topkunstenaars in ons land deel. Dink skouspel. Dink wat dit vir jou reputasie kan doen. So wat sê jy, Robbie? Met die regtig jou toekoms in hierdie bedrieër se hande plaas. Is dit alles waar, oom Len? Okay. Ek weet ek kom van die plaas af en ek weet nie veel nie. Maar oom Len het uitgery plaas toe om vir my ma te gaan vra. En oom Len het verskriklik hard gewerk. Hy wys elke oggend vir my die boeke en hy het my tot hier gekry. Ek gaan hom nie nou los nie. Jy maak 'n fout. Groot fout.
Sal julle my nou uitlos asseblief? Robbie, moenie oorhartige besluite neem. Het jy ore in jou kop? Hy het gesê loop, uit is julle. Loop! Ons gaan jou nog nail in. Hy gaan homself nog nail. Net 'n kwessie van tyd. Lily. Robbie, ek sweer vir jou, daai goed is agter my. Dis reg, oom Len. Dankie. Baie dankie. Dis ek wat vir oom moet dankie sê. Dat oom 'n kans op my gevat het. Dis nie 'n kans hier, Robbie. Jy enige idee hoe talentvol jy is? Nee, oom Len, ek's nie talentvol nie. Net lucky. Hallo, Len. Hallo, Louise. Ah, ek hou van die plek. Dis vir jy. Wat wil jy? Gaan jy nie vir jou vrou 'n drankie aanbied? Ex-vrou. Ons sal die charme, Len. Jy sou my pos verkoop. Wel, ek hoor jy kan nou weer 'n beter plek bekostig. Ek het geweet die reuk van geld sal vir jou onweerstaanbaar wees. Wie verkoos dit om na die huis te onderhou, sodat jou dogter die lewensstandaard kan geniet waaraan sy gewoond was voor jou groot bedrog. Is dit jy of Lisa wat bekommerd is oor lewensstandaard? Sy gaan volgende jaar aan die universiteit, jy kan in 'n meentuis gaan bly, dis baie goedkoop. Ek soek 'n verhoging van die onderhoud, Len. Dis nie geld nie. Ja, dis wat ek hoor nie. Ek moet 'n orkes hier, ek moet 'n toerbestuurder aanstel. Daar's nie 'n wins nie. En nou na alles wil jy ek moet jou glo. Ja, ek gee nie dooie tyd om wat jy glo nie. Ek gaan hof toe, Len. Ek gaan vra vir audit. En dan sal ons sien of jy jou nuwe lamterslagting ook bedrieg. Jy hoef nie hof toe te gaan, nie bring jou auditeure, die boeke is oop. Ons sal sien. Robbie, geniet dit. Elke oomblik daarvan. Wees vriendelik, pose vir foto's, wees jouself en smile. OK. Hier is die toerprogram. Ons begin by Limpopo en dan in Mpumalanga en gelukkig net al die groot plekke. Dis so een show 'n week, gewoonlik so elke derde dag. En dan skiet ons af Vrystaat toe, Oos-Kaap, Noordwes, Noord-Kaap en dan af Kaap toe vir die groot show. So is alles right. Is jy happy? Ek is happy. Robbie, Cool. bel jou ma. Ek sal Dankie, boet. OK, sweet. Dis aan soos Katam in Japan. Ons praat weer. Dis Boet. Nie oom nie. En nog 'n ding wat ek wil vra, wat van die girls? Wat die girls? Ek meen wat sy voorkeure? Blondes, brunettes, screen ons hulle, hou ons hulle weg. Ja, hy's fucking useless. Genius. Nee, jy hoef nie daaroor te worry nie. Hy kan nie eens 'n woord uitkry nie. Okay, well, dit sal die eerste wees. Okay boys, let's move it. Goed. Kyk of jy hom 'n bietjie kan losmaak. Wat met die girls nou? Ja, dit ook. Maar wees versigtig. Baby steps, hy is nog baie onskuldig. Ja, dat kan mens maar sien. Ek dink dit is al die talent wat mense bietjie weird maak. Okay boys, let's lock and load. Let's get this show on the road. Slaan hom met die park uit. You're a rockstar. Ons het 'n great band bymekaar gesit. Kaartjieverkope was goed. Hoe sê hulle, if the going gets good, dan kom staan die good voor jou deur in die vorm van jou venomous ex-vrou. Na 'n deeglike forensiese ondersoek is dit my bevinding dat daar wel 'n berekeningsfout in meneer van Jaarsveld se boekhouding was. Jy het R72 te veel aan jou kliënt Robbie de Wee oorbetaal. Te veel? Ja, meneer van Jaarsveld het homself met die bedrag ingedoen. As mens na sy breë finansiële posisie kyk, is dit duidelik dat hy in hierdie stadium nie sy onderhoud vir u en die dogter sal kan vergroot nie. Sy inkomste dek skaars sy uitgawes. Wie het jou aangestel? Ons het hom aangestel. Weet hy wat hy doen? Duidelik nie. Blote insinuasie dat jou ex man 'n eerlike ou kan wees. Ja. Dis Friggy. Bekkie. Dan my vir gold.
Yes, boet. Vir 160. Dis 356,000 nog in die rooi. Voor die uitgawes. Nee, dis nie sleg nie, dis nie sleg nie. Ons so 6, 7 van daai en dan is ons klein seiling. Hoe gaan met Robbie? Nee, ek moet sê hy was reg. Hy's glad nie 'n haan onder die henne nie. En die girls staan tou vir hom. Ek wil self 'n paar shots vat namens hom. Ja, hy het nog eers begin geld maak. Ek jy dink as hy ryk is, hoor hy gaan ver. Ja, dat sê jy dit. Okay, cool bro, ons praat weer. Lekker boet. Dankie man. Nee, fucking ha. Kaarte 17,200. Uitgawe toeradvertensie Lowveld News 9,475. Inkomste. Konsert Mombela 144,000 rand. Dis nogal awesome. Voor in die wapen brand 'n lig. Wanneer gaan ek hom nou ontmoet? Kom aan, jy het beloof. Ek sou so graag net bietjie met hom wil gesels. Wag toe, 'n klein bietjie. Hier is vir jou vooruitgedateerde check. En dit is vir jou verblyf en jou vlug af Kaap toe. Dan kan jy met hom soveel gesels as wat jy wil. Cool. Dit net nie nou gaan check, jy anders sluit ons altyd toe. Ek sal nie. Dankie, Dad. Vir jou backstage pass. Ek hoort jou agter hom te kry en as ek vir Boet vra, dat hy julle twee mekaar voorstel. Hy sê hy is so stil ou. Ja, hy is stil, oordentlik. Soos wat 'n 17-jarige girl se pa daarvan lyk. Wel stille waters. Nee, wat sy kop is net vol musiek. Dit is mooi musiek. Dis so verby loer, hè. Ja, vir my Jy is uitgedruk vir 'n pak slaag. Toe kom Potch. Potch was nogals belangrik. Dit was ons gelykbreekpunt. Ons het niks meer geskuld nie, al ons rekeninge was verhef en so, ons was op die rand van wins gewees. En ek sal nooit vergeet nie, daai aand het ek seker vir die eerste keer in 10 maande het ek oor hart geslaap. Dit is wel gevoel asof die gode weer vir 'n mens begin smile. Yes, Robbie. Sy het net hier dood gegaan om net. Wie het dood gegaan, Robbie? Ek dink dit was 'n hartaanval. Sy het net hier dood gegaan. Oom. Wie is die vrou? Ek dink haar naam is Sasha. Sy Robbie. Ja, oom. Waar is jy nou? In die hotel. By 'n Potch? Ek weet nie wat om te doen hier. Dit was nie my skuld nie. Robbie, Dit was nie my skuld. luister. Ons gaan regmaak, hoor jy my? Hoe gaan ons regmaak? Sy's dood. Ja. Okay, kalmeer, gee my net 'n oomblik.
Robbie, vertel vir my presies wat het gebeur. Hoe het jy haar ontmoet? Sy was by die konsert. Sy het voorgestaan, sy het gesing, sy het gedans en ek het die plakate geteken. Ek het die plakate geteken. En toe bel jy haar. Nee oom, ek het nie haar gebel nie, glad nie. Sy het by die hotel aangekom en sy ek kon nie help nie. Was sy alleen by die konsert? Ek dink so oom. Luister mooi vir my. Ek klim nou in my kar en ek ry deur Potch. Dit gaan omtrent 2 ure vat. Ek kan 6 uur daar wees, maar jy moet kalm bly. Nee oom. En jy wag vir my. Ek kan nie hier bly nie oom. Sy lê net hier. Okay. Sy lê net hier. Ek gaan die hotel bel. Ek gaan nog 'n kamer bespreek. Ek gaan vir hulle sê jy kom die sleutel haal. Jy sluit haar toe in die ander kamer. Jy gaan in 'n nuwe kamer toe. Jy sluit jouself toe daar. Dis baie belangrik. Doen net presies wat ek sê. Jy bly kalm. Onthou ons albei se lewens is nou op die spel. Okay, meisie. Toe ek eers klik wat besig is om te gebeur, toe was ek kwaad. Ek was te bliksem verboed, want hy was veronderstel om daar te wees. Hy moes toesig hou. En toe sê ek kwaad vir die noodlot, want why? Hoekom nou? Hoekom juist nou? Alles het goed gegaan tot op daai stadium. En toe, stelselmatig, het ek genuine bang geword. Niks. Jy gaan niks doen. Dis hoekom ek hier is. Jy gaan nou ontspan. Ek sien om shit skoon te maak. Dis my verantwoordelikheid om oplossings te vind as 'n ongeluk was. En dis presies wat dit was. Dit was 'n ongeluk. Hoor jy my? Robbie. Weet enigiemand sy was gisterand hier by jou? Nee. Sy het met 'n kar gekom. Ek dink daar sleutels by haar. En jy het haar nie gebel nie. Nee oom. Sy het net hier aangekom, ek sweer oom. Ja, ek glo jou. Ek moet net seker maak niemand kan die twee van julle verbind nie. Ek gaan nou opruim. Maak vir jouself 'n koppie tee. Klim terug in die bed. Span. Jy doen alles soos wat jy dit sou doen op 'n normale dag. En jy praat met niemand nie. Nie met Boet nie, nie met die band nie, nie met jou ma nie. Ek gaan jou bel as ek klaar is. Verstaan ons mekaar? Ja, oom Len. Oom Len. Dankie, oom Len.
Saoirse en Harrington. Sorry. Fucking bummer. 23. Fuck. Reception, good day. Hallo. Hoe laat is die laatste wat ek kan uitcheck? At 11, please, sir. We need to clean the room for another booking. Of course. Dankie. Thank you. Okay. Dit was 'n verskriklike risiko. Port is 'n klein dorpie. Iemand gaan na karretjie. Iemand gaan my sien, terrified. En hulle gaan die polisie bel. En op daai oomblik het die hele omvang van alles wat voor lê my getref. I just couldn't. Ek kon nie. Jackpotten kom uit die niet. Fuck! In die niet komen de lied uit hom. Met Rian Malan, gitaar en Michael Kar. Jy luister na Radio Lama. Dis al. Saggies en dit is die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir My ex-vrou en daai parasiete was reg. Ek is maar net 'n coward. Ek het nog nooit die darms gehad vir die groot risiko nie. Dis 'n rustige oggend in Potch. Dan dink ek. Ek dink ek wil buite. Met 'n koppie koffie. Twee sunny side up. Straf paar maandslag. Kyk weg. Alles is fyn. Is dit al vir my? Kom sit, man. Robbie, fuck Robbie. Almal wat moeg is, kom tuin. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep al die sondaars kom. Maar toe ek eers gaan stil sit en net dink oor alles, oor die uiteinde. Die skandaal sou vir Robbie vernietig. Ons sou alles verloor. Ek sou alles verloor. Weer.
Julle het kaste. Ja, seker meneer. So 'n hangkas, 'n boekkas, enige kas. Kom saam, bid. Baie dankie. Iets soos hierdie. Perfek. Oh, God. Okay. Jy help my? Ek help jou. Kom, Sasha. Kom, Sasha. As hy... Okay. Sorry. Sorry. Soppie koppie. Soppie koppie. Hey, let me give you a hand. No, I'm good. I'm good, thanks. What have you got in here? What have you... Books. A bit of a Kindle. Thanks. Molo, molo, mama. John, baba. Minha pila, Johnny, mano. Minha pila.
trots op jou, pa. Robbie, is alles goed? Ek kon nie slaap nie. Ek kon nie daai nag slaap nie. Daar was hierdie konstante vrees vir iemand wat aan die deur gaan klop, daar gaan 'n telefoonoproep inkom. Iemand gaan sê ons weet alles, ons het gesien, ons het getuies, daar was winkelbestuurders, daar was managers. En ek het alles met my sintuie herleef. Ek kon alles sien, ek kon alles ruik, ek kon alles hoor. Die reuk van daai soet, suur, stank, parfuum, die reuk van die dood. Ek het nie geweet die dood ruik na iets nie. Dis anders. Maar, weird. Was daar hierdie gelatenheid, hierdie kalmte, wat net so oor my neergedaal het, want vir die eerste keer het ek agtergekom, ek het 'n gewete. Goeie, fuck the maar is Suid-Afrika. Môre goed, of wat jy so lank as die babbel is? Nee, ek wou net hoor hoe dit gegaan gisteraan. Gaan met Robbie. Lekker. Vir groete verspreid, ons praat later. Meneer van Jaarsveld. Ja. My naam is Erna Verwy. Kan ek help? Kan ons asseblief gesels Waaroor? oor my dogter? Ek is jammer. Ek kontrakteer geen nuwe kunstenaars op hierdie oomblik nie, maar ek ken baie mense. Musiekbestuurders. Ek sê jy kan verwys. Nee, dis nie hoekom ek hier is nie. My dogter was by die Robbie de Weer konsert. Sy het nie huis toe gekom nie, sy is net weg.
Vrou, daar was 600 mense by gisteraand se konsert. Ek weet nie hoe ek sou kan help nie. Ek is baie jammer. Nee, ek praat nie van gisteraand nie. Ekskuus? Ek praat van verlede week. In Bloemfontein. Ek dink jy moet inkom. My dogter se naam is Estelle. Estelle Verwy. Sy het Saterdag se konsert bygewoon. Sy het so uitgesien. Sy was so groot fan. Ek sou jou nie hiermee kom praat nie, dis net ek dink sy is my enigste kind, meneer van Jaarsveld. My enigste. En nou sy weg. Net weg. Estelle, jy weet, sy was nog altyd as sy 'n ding in haar kop gekry het, dan was hy 24, nog steeds, word hulle nooit groot nie. Wanneer hou 'n mens op met bekommer, meneer van Jaarsveld? Want dit is nie die eerste keer. Ek is jammer, ek het nie bedoel om te, maar is nou al 'n week. En die polisie trek net hulle skouers op. Jy moet my help, asseblief, jy moet my help. Natuurlik, ek is net nie seker hoe nie. Ek moet asseblief vir Robbie vra. Ek dink hy het haar gesien. Daar was Bloemfontein se konsert was heeltemal uitverkoop. Het is onmoontlik vir Robbie om al daai mense te onthou. Ek kan verstaan, maar sy Estelle. Het jy kinders, meneer Jaarsveld? Dogter, 17. Nou, wat jy verstaan, dit maak nie saak hoe hard mens probeer om 'n goeie ouer te wees nie. Hulle is die mense wat hulle is. Sy raak soms meegevoer. Sy het die afgelope weke 'n obsessie met 'n weeg gehad. Mieke, dis 'n vriendin van haar, sê dis al waaroor sy kom praat. Sy het geglo daar's 'n soort koneksie. Asof al die goed wat hy gesing het net vir haar bedoel was. Sy wou hom ontmoet, sy wou met hom praat, agterna alleen. Het is net na 11 het sy vir Mieke 'n SMS gestuur waarin sy gesê het hy het haar uit my gekies. Ek verstaan al hierdie goed, mevrou. Jy moet onthou, 70% van Robbie se gehoor is vroumense. Hulle is almal in hulle 20's en hulle almal dink hy het hulle gekies. Jy moet dit sien om te beleef. Maar Robbie is 'n introvert. Die laaite is nog bitter jong. Hy is skaam, hy is skugter. Maar hy staan toe vir hom. En dan teken hy op hulle plakate en op hulle hande en op hulle lywe. En hy skryf hulle boodskapies en elke een van hulle dink hy het hulle gekies. En al wat hy eintlik wil doen is om by sy hotel uit te kom, om te gaan wegkry. Ek hoop jy kan verstaan, dis al wat ek het. Jy sê dit was nie die eerste keer nie. Nee. Sy het al. Sy bly nog by my. Sy werk nie altyd so mooi met haar geld nie. En soms raak sy weg vir 'n dag of twee, maar nooit so lank nie, nog nooit nie. En sy weggaan, waartoe gaan sy?
Saam met 'n man. Sy is eiesinnig. Ek het al so baie gepraat, maar sy... Miskien het sy iemand ontmoet. Ek is seker oormôre is sy terug. Jy is seker reg, ja. Gee hom as ek die hou. Ek sien vir Robbie die naweek in die Kaap. Ek sal hom 'n bietjie vra. Kan jy vir my jou nommer neerskryf? Natuurlijk. Dankie. Dankie vir jou tyd, meneer Van Jaarsveld, en jou geduld. So net Len. Dis 'n groot plesier. Ek seker die stel sal terugkom. Baie dankie, ek sien jou bel as daar iets is. Sluit jy? Ek weet nie. Ek was seker net 'n bietjie verstrooid. En? Hoe lyk die syfers? Goed. Uit die rooi uit. Ja, Boet het gisterand gebel, so ons het begin wins maak. Is jy okay? Huh? Is jy okay? Ja. 'n Bietjie moeg. Ek het gisterand gewerk. Seker jy's okay. Ja, het jy al geëet? Ek het 'n klein bietjie geëet, maar Kom ons gaan grab iets, ek kry vir ons. Lekker dagwood. Ek en my dogter. Môre kaptein, is Len later gaan van die verslag hier in Johannesburg. Ek doen 'n storie oor die vermiste Steenberg meisie. Daar's nog geen nuwe inligting nie. Ons doen alles wat ons kan. So min of meer wat was die omstandighede waaronder sy weggeraak het? Volgens die ondersoekbeampte was sy lank hier in die Marula Arms die middag. Is dit 'n kroeg?
Ja, klomp van hulle het daar bymekaar gekom voor die konsert. Watter konsert? Van daai sangertjie, De Wet, De Waal. De Weer? Dis hy een. Na die konsert? Dis die probleem. Dis waar sy die laaste gesien is, by die konsert. Hallo, jy nog daar? Aha. Dankie. Dankie, kaptein. Ek het die kuns van selfbedrog geken. Van rationaliseer, van glo wat jy wil glo, sien wat jy wil sien. Maar jy was 'n paar persentasiepunte van 'n klomp ryk kunstenaars se geld. Jy was lewe en dood. Ek moes gaan seker maak. Daai sanger laaitie. Robbie De Waal. Hy's hier van Amersfoort af. Robbie de Veer. Robbie de Veer. Waar is sy seun? Snaakse kind. Swaar gehad. Hoeso? Waar was hy lekker? Moeilike man. Uniek geweest. Kwaad van alles en almal. Hy slaan er ook. Vrou, kinders, arbeiders. Ander stories ook. Ja. Soos? Nee, dis lastig dinge daai. Sê maar net die kind was maar altyd so verskrik. Ja. Op sy eie met die gitaartjie. Ja. Hy gitaartjie. En toe verdwyn hy net. 8 jaar terug. Raak dit weg. Die kind. Wally. Ja, so 8 jaar gelede. En die polisie was nie te haastig om hom te kry nie. So hy so 'n vloeksteen was. 2 jaar later het die hof hom gaan doodverklaar aan Pretoria. En toe word dit 'n plek waar die manne aandoen. Net om te gaan hoor of die mooie weduwee alright is. Ja, mense wonder net waar die kind was toe die manne nou so vertoe. Seker gesit met die gitaartjie. Ja, nee, die wiel draai. Ja, hy draai. Ja, as ons nou net voor hier kan kry, dan kan die dorpswiel ook draai. Hoe lank is die meisie al vermis? So 8 maande terug. Ja. 8 maande terug. Net voor hy statue is. Op Amersfoort. Sy eerste slagoffer. En ek kon dit alles sien. Van die begin af. Weet, Santi het mos hier by die koöperasie gewerk. Mooi ou dingetjie geweest. Sy het net oor vir daai de weemannetjie gehad. Sanger? Ja, toe was hy nog niks. Net 'n ouetjie met lang hare en 'n gitaar wat hier op die plaas kon wegkruip het. Dis nou tot die ding met die pa gebeur het. En die ma bedoel ek. En ek kon vir die eerste keer die einde in die oë kyk. Die einde van my eie wederopstanding. Ek was kalm. Ek was tevrede. Maar binne in my was daar groeiende woede vir die mense wat vir Robbie gemaak het. Vir Robbie self. Sy dade, vir sy massiewe bedrog, vir sy manipulasie, vir sy uitbuiting van my situasie. Jy by haar kon keer? Nee, sy het eintlik die kuierwerk gedoen. Dis tot die ma die ding stop gesit het. Weet nie mooi hoekom nie. Toe sy weggegaan. Net daarna, ja. Ek dink sy het weggeloop van die liefdesteleurstelling af. Wel, dis wat ek dink. Kom aan, antwoord. Snaaks wat die mense sê. Hoe sy en Marie na mekaar gelyk het. Lang swart hare en die ondeentheid en so. En daar's niks meer wat ek je verder kan vertel. Ek moes gou maak. Met 'n bietjie geluk kon ek 'n vlug afkry Kaap toe in die laaste paar minute van Robbie se allerlaaste konsert sien.
toe mis ek 'n einde aan sy siekte. Fuck off, please. Louise, ek kan nie nou met jou gesels nie. Ek het niks meer nie. Jy het alles gevat. Waar wil jy nou nog jou kloue sit? Waar's Lisaline? Nee, hoe al moet ek dit? Sy bly by jou. Ek het 'n briefie op my bed gekry. Pappa het gereël dat ek Kaap toe kan gaan. Sondag aan sien ek maar weer. Love you. En nou antwoord sy nie haar selfoon nie. Ek het al hoeveel keer probeer bel. Len, is jy daar? Ek kan nie nou nie. My dogtertjie is mag. Baie jammer, ek kan nie nou nie. Ek kan nie nou nie. Goed. My dogter Lisa, ek moet met haar praat. Waar is sy? Sy's net hotel toe, so 5 minute terug. En Robbie, waar is hy? Hy is ook hotel toe. Is hulle saam daar weg, Boet? Ek dink nie so nie, hoekom vra jy? Wat fout? Wat 'n hotel, Boet? Wat 'n hotel? This. Boet, wat is er? Agtervloer. Het jy die flyers gebring? Lisa. Hallo. Okay. Is jy okay? Ek's fyn. Wat doen jy? Ek het ingevlieg. Ek het jou try bel, jou foon is af. Ja, ek het hom afgesit vir die konsert. Wat's fout? Niks. Okay. Ek's fyn. Waarom is jy op pad na jou kamer? Nee, ek gaan na Robbie toe. Hy wou nog gesels het maar. Nee. Ek het geweet jy gaan dit doen. Dis rarig. Luister vir my. Nee. Asseblief hierdie een keer. Jy moet na my luister. Ek moet na jou luister. Dis wat Daar's jy fout. altyd doen. Daar's fout. Wat? Robbie ly in depressie. Depressie. Ja. Hy is op medikasie. Hy vat nie altyd sy medikasie nie. Dit bly net tussen die twee van ons. Okay. Ek is nou op pad na sy kamer. Ek gaan net met hom gesels. Seker maak hy het sy medikasie gevat. Dan gaan ek hom die beste laat hy slaap. Hierdie een keer, asseblief. Het jy van my? Ja, kyk. Oh man. Goed.
Ek het gedog nie. Great show, my lady. Oom Len. Wat maak oom Len nie? That was profound. What a performance, man. Wat's fout oom Len? Blown away. Ek het nooit geweet jy dit inhou nie. Wat doen oom hierso? Sal ons gaan celebrate. Met ek en jy. Want wil hom gaan? Kom ons gaan stap by eentjie. Wat gaan aan oom Len? Ons niks fout nie, Robbie. Ek het net gedog ek kom check 'n bietjie in. Wat gaan aan oom Len? Kaapstad is beautiful, man. Poëtiek, jy moet 'n sang daaroor skryf. Ons het goed gedoen, Robbie. Jy is soos 'n leier vir my. Ek weet, Robbie. Ek weet van Santi Noordnagel op Amersfoort. Ek weet van Annette Steenberg op Witbank. Ek weet van die stel verby op Bloemfontein. Ek weet van Sasha op Potch. Ek verstaan nie oom. Ek ken Sasha en Ek weet alles, Robbie. Ek weet van jou pa. Ek weet wat hy aan jou gedoen het. Ek weet van jou ma. Sy het geweet, het sy nie. Jy is verskriklik kwaad vir haar. Wat doen 'n mens met al daai woede? Ek kan dit nie help nie, oom! Jy gaan soek vroue wat soos sy lyk en dan straf jy hulle. Ek kan dit nie help nie! Verstaan jy dit nie? Verstaan jy dit nie? Verstaan dit, Robbie? Robbie, wat het gebeur op die plaas destyds? Nee, oom ken nie my pa nie! Nie my pa geken nie! Het jy... Ek ken nie my pa nie. Wat het julle met hom gedoen? My ma het hom in die veld ingebring. Gesê ek moet daar wag met die geweer. Jy moes hom skiet. Moes hom begrawe ook. En ek het. Toe kon al die mans maar kom kuier. My ma het net liefde nodig gehad, oom. Wat het jy gedoen met die vrouens in Mombella en Bloemfontein? Wat het jy gedoen, Robbie?
Ek het in die veld ingery met hulle oom met die kombi. En het hulle daar begrawe. Ja. En Sasha wou nie saamry nie. Sy was te haastig. Sy dood. Ek het haar versmoor. Met die kussing. Toe bel jy my want jy het nie geweet om van die lijk ontslae te raak. Ja, ek is jammer oor dit, Len. Jy is ook sleg, Len. Al die mense verneek. Hè? Ek is sleg. Dus hoekom jy by my gebly het. Die prokureurs jou try steel het. Jy het geweet jou sonnes gaan uitkom. Jy sien, Robbie, ek kon ophou. Jy kan nie. Jy het my nodig. Len het my nodig. Dink jy so nie, Robbie? Dit was woede. En dit was vrees. Dat ek nou gebeurt hoe Robbie se kop werk. Maar ek het nie 'n keuse gehad nie. My gewete het my gelei na alles mense en dinge wat beskerm moes word. Absence from those we love is self-to-self deadly banishment. Tikkie Shakespeare vir jou. Ek neem myself kwalijk dat ek nie die omvang van Robbie se depressie beter begryp het nie. Oor die laaste paar weke sou Robbie toenemend in die laatnag bel. Ons het gesels, ek het hom altyd aangemoedig om medikasie te gebruik. En sy antwoord was altyd, oom, dis waar die musiek vandaan kom. Jy was een van die mense wat ek probeer beskerm het. Robbie se selfmoord is 'n geweldige verlies vir sy ma, vir ons bedryf, vir ons land. En vir my persoonlik. Ek weet nie of jy dit verdien nie. Ek weet nie of ek het verdien nie. Maar ek weet ons altyd het skuld. Ek het 'n vriend en 'n inspirasie verloor. Hy was my laaitie.
Hey, ek's op pad. Ek kan vir daai vriend van jou sê, wat sy naam Anton. Ek's reg om na sy musiek te luister. Vinnig. So vinnig as wat ek kan. Okay. Nice to meet you. Dis 'n vreemde gevoel om so ver weg te wees. En ek wil nie meer dink aan hoe dit my laat voel nie. Maar ek skryf tog hierdie woorde neer, te bewys dit het gebeur. Ek het nooit geglo ek sou iemand soos jy lief hê. Ek het nooit geglo ek sou iemand soos jy lief hê. Sy is bang. Sy het my gevang. Moenie lag as jy dink aan nooit daar. Ek soek al terug. Vergeet van my geloof en saam, daar was nie plek om aan te kon gaan. En aan, en aan, en aan, en aan, en aan, en aan. Sy is bang. Say is bang.